Jy kan nou luister na 'n voorlesing van die boek 500 myl, geskryf deur Philip C. Hen. Dit is laatmiddag in die middel van 'n koue Vrystaatse winter. Winters hier is nie grappies nie. Dis 'n droë koue met 'n vernydige, skraal, skerp windjie wat deur vel en been sny en jou hande en jou lippe bloedloos laat oopkraak. Dis die jaar 1901. Van 'n afstand af lyk die klipkoppie soos enige ander koppie in daardie verlate vlaktes van die Vrystaat. Maar met klokslag fluit 'n ronde van die Britse veldartillerie deur die lug en tref die koppie met 'n grys wolk van klip en grond wat die lug in opskiet. Nagenoeg 60 burgers lê ingegrawe agter skamele klipverskansings, genadeloos vasgepen deur die akkurate artillerie. Gewondes lê met arms en bene afgeruk deur die skrapnel. Ander is genadiglik deur kakie skerpskutters in die kop getref. Die stowwerige sweet van vrees en verlatenheid blink dof op die gesigte van die gehawende oorlewendes. Paas, oupas, ooms en jongseuns, die laaste van die bittereinders. 'n Jong penkop, swaar gewond en vol bloed, strompel hygend rond in 'n dwaal. Hy het geen idee waar hy is nie. Die 15-jarige Lukas Malang sien sy makker en spring van agter sy klipmuurtjie op en hardloop skreeuend na hom. "Nee, Pietman!" Pietman draai stadig om en kyk met 'n skewe glimlag na Lukas wat op hom afstorm. Lukas is amper by hom, maar 'n kakie skerpskutter se 303 ronde tref Pietman in die kop. Sy kop ruk skerp agtertoe en stukke breinweefsel en bloed spat op Lukas se gesig. Lukas staan versteen van skok terwyl Pietman se lijk op die grond sy laaste stuiptrekkings gee. Nog 'n ronde artillerie is fluitend op pad in die rigting van die koppie. Wit Willem Marx, Lukas se beste vriend, kom aangehardloop en duik Lukas plat soos die artillerie ronde die koppie met 'n sidderende slag tref. 'n Stuk skrapnel tref Lukas hoog in die skouer. Willem en Lukas lê eers doodstil onder grondklippe en stukke hout wat soos vuil konfetti by 'n bloedige bruilof oor hulle gestrooi is. Willem skreeu vir hom: "Raak jy heeltemal bedonderd? Wil jy ook jou kop afgeskiet hê?" Willem sleep Lukas hardhandig tot agter 'n klipverskansing. Hulle lê daar, hygend na asem. Lukas raak bewus van die pyn in sy skouer en die bloed begin onder sy baadjie se mou uitloop. "Trek uit, dat ons kan kyk wat so bloei." Willem help Lukas met sy baadjie. Hy begin nou eers die pyn voel en versigtig haal hulle sy baadjie af. Laag vir laag word die res van sy vuil stikkende klere uitgetrek. En nou sit Lukas kaal bolyf en bibber van die koue en skok. Willem vee die bloed versigtig met sy hand weg en kyk op sy tyd na die 10 cm sny op Lukas se linkerskouer. "Jy het amper op jou moer gekry. Dis darm nie te erg nie." Willem kyk angstig rond en sak sy kop soos nog 'n artillerie ronde inkom en naby hulle ontplof. Nog meer grond en klippe stort op hulle neer. "Wag hier, ek kom nou," sê Willem. Hy kruip laag oor die grond na 'n stapelplek van kratte met kos, ammunisie en algemene negosie wat reeds flinters geskiet is. "Waar gaan jy heen? Ek vrek van die koue," skreeu Lukas. Willem ignoreer hom terwyl hy tussen die stikkende kratte krap. Genadiglik vind hy 'n stuk skoonverband en ontsmettingsmiddel. Hy kruip weer terug na waar Lukas lê. "Laat ek gou die skrapie dokter voor jy vrek van die koue," sê Willem met 'n skewe glimlag. Hy was die wond netjies skoon met 'n bietjie water uit sy waterkan. Lukas hou hom stil dop en byt op sy tande. "As jy
Jy gedink dit is seer. En Willem gooi ruimskoot staaldruppels op wat verskriklik brand. Lukas word wit in die gesig van die pyn en wil flou word. En hy begin onbeheerst ruk. Willem druk Lukas emosieloos vas en wag tot die eerste vlaag van verwoede pyn weggaan. Ek het jou mos gesê. Hy gee vir Lukas 'n sluk water voordat hy die wond tydsaam netjies verbind en hy help Lukas om weer sy klere aan te trek. Laastens help hy hom terug met sy baadjie. Wag eers, sê Willem. Hy gooi water in sy hand en begin die bloed en breinweefsel van Lukas se gesig afwas. Daar sê hy. Nou lyk hy soos ma se kind. Moenie nou gaan staan en vrek van die koue nie. Met 'n flouerige glimlag sê Lukas, dankie mater. Ek wil gaan kyk waar's my pa. Willem kyk op na die lig wat nou van 'n warm oranje vinnig na 'n ijskoue vaal blou verander. Wag jy nou eers. Die artillerie gaan nou stop. Dis al amper donker. Willem het skaars gepraat, toe nog 'n laaste ronde deur die lug vlieg en 'n lendelam bokwa tref. Stukke hout en klippe spat oor almal. Nou goed, miskien was dit die laaste ronde, maar wag eers nog so rukkie. Dit is nou amper heeltemal donker en daar heers 'n doodse stilte. Die oorlewendes is besig om die gewondes te versorg so goed as wat hulle kan met min mediese voorraad. Die dooies word eenkant toe gesleep en in 'n ry gelê om in vlak graf te begrawe te word, wat jare later niks meer as naamlose hope klippies aan die voet van 'n naamlose koppie sal wees nie. Lukas loop en soek na sy pa in die chaos. Hy vind sy pa, Groot Piet Malang, wat op sy rug lê, baie ernstig gewond. Geskok gaan hy langs sy pa sit en probeer hom gemaklik maak. Pa, vra hy. Sy pa kyk na hom met oë wat helder blink. Daardie laaste helder blink in die oë voor iemand doodgaan. Sy pa praat met hom terwyl bloed by sy mond uitloop. Lukas sê niks en kyk hartseer na sy sterwende pa. Ons gaan dit nie maak nie. Daar is net te veel van hulle, die kakies. Lukas kyk verskrik met groot oë na die man wat nooit weer alles sal kan regmaak nie, reg praat of reg veg nie. In die agtergrond hoor hy iemand van die pyn skree. Hy kyk vir 'n oomblik weg en sien hoe nog 'n lijk verbygesleep word na die ry dooies wat al hoe langer word. Die kakies gaan ons vandag almal doodskiet op hierdie koppie. Julle moet gaan. Waar gaan pa? Sy pa spoeg nog bloed en hoes vreeslik. Julle moet vlug. Lukas verstaan nie. Sy pa is iemand wat nooit sal oorgee nie. Nee, Groot Piet Malang nie. Maar pa? Groot Piet gryp Lukas in sy arm en trek homself nader tot teen aan sy gesig. Luister vir my. Jy's te jonk om nou al dood te gaan. Dit is nie jou oorlog nie. Maar meeste van ons is net plaasboere wat kan skiet en perdry, pa. Wat weet ons van oorlog? Lukas wil nog iets sê. Vat die ander penkoppe en vlug. Vannag nog. Julle moet bly leef. Hy kyk vir oulaas na sy seun en die laaste flikkering van lewe in sy oë is besig om te verdwyn. Beloof my. Ek beloof, pa. My seun. En Groot Piet Malang val stadig terug en sterf van sy geliefde seun se arms. Lukas lê sy pa stil neer. Hy sit vir 'n oomblik half verwese en weet nie wat om te doen nie. Hy kyk na die chaos om hom en die trane van hartseer en verlatenheid oorval hom. Lukas sit met sy kop op sy gevoude arms en huil stil. Willem kom nader gestap en stamp Lukas aan sy gesonde skouer. Lukas, jy moet kom help. Lukas kyk op en sy gesig is blink van die trane. En nou eers sien Willem Groot Piet se liggaam. Ai, my liewe mater. Ek is so jammer. Willem gaan sit versigtig langs Lukas en die twee sit net daar en staar doodstil na die niksheid van die nag. Na 'n rukkie staan Willem op en steek sy hand uit na Lukas om hom op te help. Kom ons moet die ander manne gaan help. Lukas sê niks en staar eenvoudig die donker in. Lukas staan op, daar's werk. Lukas val hom in die rede.
Willem, ons moet vlug. Willem kan nie glo wat hy hoor nie. Vlug, waarvan praat jy? Die geveg is verby, Willem. Genoeg is genoeg. Dit moet nou klaar kry. Raak jy heeltemal mal? Ons is nie almal dood nie. Ons moet aanhou veg. Ons is die bittere einders. Lukas val hom in die rede, gefrustreerd en kwaad. Waarvoor veg ons, Willem? Lukas is self nie heeltemal seker oor sy argument nie. Sê vir my, want ek weet nie. Willem kyk stip na Lukas. Lukas wil Willem nie in die oë kyk nie. En Willem ruk Lukas hardhandig regop. Hy skree amper van die pyn in sy skouer. Praat met my, Lukas Malang. Dis ek, jou vriend Wit Willem Marx van Brandfort. Lukas kyk hom die eerste keer vierkantig in die oë. Ons moet die ander penkoppe kry en vlug. Vlug waarheen? Wat dink jy gaan ons kry? Wat is daar buite? Daar's nie meer plase nie. Daar's nie meer kos nie. Daar's nie mense nie. Daar's niks. Alles is afgebrand en al die vee is vrek gemaak. Elke dorp is beset of verwoes. Daar's net kakies en blokhuise en doringdrade en die wetters is oral. Willem is heeltemal uit asem. Waarheen wil jy vlug? Maar Lukas staan sy man. Ek weet nie waarheen nie. Weskus toe, Saldanha Baai miskien, maar ons moet net aanhou beweeg en oorleef tot die oorlog verby is. En dis nie meer lank nie. Nou staan Willem rond soos 'n steeksdonkie en weet nie wat hy kan doen nie. Wanneer? Vra Willem moedeloos. Lukas kyk hom stip aan. Vandag nog, kom jy saam? Willem glimlag effens met deernis. Hoe kan ek jou alleen laat gaan? Lukas is verlig. Nou goed, maar kom, ons begrawe eers my pa. Hier en daar is daar burgers wat vuurtjies aan die gang gekry het. Hulle probeer 'n bietjie kos maak en hopelik 'n lekslotjie koffie. Lukas kom by een van die seuns, Lodewijk de Jaar, aan. Hy is omtrent 14 jaar oud. En dadelik sien Lukas, hy is ernstig gewond. Hoe lyk dinge, Lodie? Vra Lukas. Hy kan egter sien dat Lodie dit nie gaan maak nie. Hy probeer glimlag, maar al wat uitkom is bloed en skuimborrels. Hulle het my. Ek's flenters. Lukas sê niks en kyk hom net stip aan. Ek gaan dit nie maak nie. Lukas dink dat dit die beste is om nie oor Lodie se toestand te praat nie. Ons gaan vandag vlug. Lodie dink so effens en vra dan, waarheen? Weskus toe. Ek weet nie. Net ver weg van hier af. Lodie probeer om sy kop op te tel en weg te skuif van die 2 saalsakke af wat hy as kussings geprakseer het. Daar is oral bloed. Daar's 'n brief van een van my saalsakke. Jy moet dit saamvat. Wag, lê jy stil dat ek kyk. Lukas rol vir Lodie versigtig een kant toe en trek die saalsak onder sy kop uit. Hy krap 'n bietjie rond en vind die brief netjies toegedraai in 'n sagte stukkie seemsleer. Hy wys dit vir Lodie. Is dit wat jy soek? Lodie gryp die brief met bebloede hande en baie sag, maar duidelik sê hy vir Lukas, vat hierdie brief en pas dit op met jou lewe. Hoor jy my? Lodie begin nou vinnig agteruit gaan en Lukas vra angstig, maar na wie toe moet dit gaan? Lodie maak 'n aaklige geluid en gaan dood met die brief in sy bebloede hande. Lukas vat die stukkie leer uit Lodie se lewelose hand en haal die koevert uit. Daar is geen naam of adres op nie, net ou bruin bloedvlekke. Hy vou die koevert mooi in die stukkie leer toe en bære dit in die binnesak van sy stikkende baadjie. Willem kom aangestap en vra, hoe lyk hy? Lukas skud net sy kop. Hy het dit nie gemaak nie. Hy was flenters. Willem staan stil en kyk na Lodie se bebloede lijk. Dit is duidelik dat hy eers dink voor hy verder praat. Vat sy ammunisie, sy waterbottel, komberse, en as hy nog iets het wat ons kan gebruik, vat dit ook. Ek kom nou terug, dan dra ons hom daar na die ander toe. Lukas begin om deur Lodie se karrige besittings te gaan, terwyl hy saggies huil. Die koue van die nag het nou sy plek tussen die oorlewendes op die koppie gevind. 2 jong seuns sit styf langs mekaar by 'n klein vuurtjie en staar emosieloos die vlamme in. Piet Verskiet Versagie en sy beste maat, Klein Jan Tromp, is beide 13 jaar oud en plaasseuns van die Betuli distrik. 600 tree ver, het geen kakie 'n kans gestaan teen die 2 nie. Beide skerpskutters van statuur. Hulle het buitengewoon lang hare en absolute vreeslose gesigte. Lukas en Wit Willem kom na hulle toe aangestap. Willem kyk stil na die 2 voordat hy praat.
Julle sit so na by die vuur. Is julle nie bang die kakies vat 'n lang skoot na julle toe nie? Sonder om op te kyk, sê Piet verskiet. Hulle is 'n moere, hulle kan probeer. Ons kry koud. Lukas en Willem kyk vir mekaar en glimlag onderlangs. Willem besluit dan om nie verder grappies te maak nie. Ons gaan vandag vlug, kom julle saam. Die twee kyk stadig op na Willem en na 'n paar sekondes sê Klein Jan: Vlug? Waarheen? Lukas antwoord dadelik: Weskus, Saldanha Bay, net so ver weg van hier af as moontlik. Piet vra emosieloos, sonder om op te kyk: Hoekom? Want ons gaan almal vanaand hier vrek geskiet word. Die kakies gaan kom vir ons, sê Lukas effens geïrriteerd. Piet antwoord met minag in sy stem: Ons wag vir hulle kan maar probeer. Willem het genoeg gehad. Hou op om harregat te wees, kom julle saam of nie? Klein Jan en Piet kyk vir mekaar, knik hulle koppe en sê gelyk: Ons kom saam. Willem is duidelik verlig. Saaks reg, begin pak, water, kos, ammunisie en warm goed, raak besig. Willem stap weg van die vuurtjie af. Die twee jong takhare is dadelik opgewonde en Piet vra vir Lukas: Wie kom nog saam? Wel, ek gaan met Loukie Wessels, Sybrand Geldenhuys en met Neef praat. Al die ander is reeds dood. En Lodie die jager? Lukas arsel vir 'n oomblik en sê dan afgemete: Hy het dit ook nie gemaak nie. Gee ons 15 minute. Julle het 'n halfuur. Lukas loop weg om na die ander seuns te gaan soek. Bang en verwese sit die 10-jarige Loukie Wessels van Winburg en Sybrand Geldenhuys sy 11-jarige maatjie van Kroonstad. Hulle het geen familie tussen die ouer manne nie. Almal is al doodgeskiet en hulle het net mekaar om na om te sien. Lukas kom by hulle sit. Hoe lyk dinge met julle? Vra Lukas besorgd. Loukie antwoord met 'n bang maar brawe stemmetjie: Ag, dit is maar net koud. En jy, Sybrand, met jou saam? Honger. Lukas besluit om hulle sommer dadelik van die planne te vertel. Manne, ons gaan vandag vlug en julle moet saamkom. Al die penkoppe? Vra Loukie. Almal. En wat van Neef? Wat Willem praat nou met hom, maar hy sal saamgaan. Loukie en Sybrand dink so 'n bietjie en staar die koue wolkelose hemel in en dan na die chaos om hulle. Waarheen wil julle vlug? Vra hy. So ver weg van die oorlog af as moontlik. Weskus, erns, Saldanha Bay. Ek het nog nooit die see gesien nie. Ek gaan saam, sê Loukie, duidelik opgewonde. Lukas kyk na Sybrand terwyl hy vir 'n antwoord wag. Ek gaan ook saam. Loukie is my maatjie. Nou goed, pak soveel kos, water, warm goed en ammunisie as wat jy kan kry. Hy kyk vir 'n oomblik na hulle. Ons beweeg oor 'n halfuur. Hulle knik en staan dadelik op. Dit is nou amper doodstil op die koppie en almal wat nog leef, het hulle vir nog 'n bittere koue nag wat voorlê reggemaak, as ook vir die moontlikheid van 'n aanval deur die kakies. Die seuns het hulle karrige besittings gepak en op hulle perde vasgemaak. Die res van die pakgoed is op 'n muil. Loukie en Sybrand is saam op een perd. Hulle is klein en lig genoeg vir die perd om te dra. Al die perde se teels of enigiets wat raas is met stukke lap en opgesnyde komberse toegebind om nie enige geraas te maak nie. Klank trek bedrieglik ver in sulke koue wolklose nagte. Hulle klim stil en bedees op hulle perde. 'n Paar van die seuns kyk vir oulas na die manne wat agterbly en wat moontlik nooit weer die son gaan sien opkom nie. Die kommandant en sy adjudant is die enigste van die burgers wat die seuns afsien. Lukas sê met stil respek: Oom, ons is op pad. Hy groet die kommandant by die hand en klim stadig op sy perd en probeer om nie sy seerskouer te gebruik nie. Die oorlog kan nie vir altyd aangaan nie, oom. Die kommandant kyk na Lukas, gee 'n slegte hoes en raak effens bewoe voor hy praat. Ons kan ook nie meer veel langer aangaan nie. Lukas en die ander kyk na hom maar sê niks. Ons stap nou al vir 'n lang tyd deur die vallei van doodskaduwee, maar nêrens in die Bybel sê dit ons moet tent opslaan nie. Julle moet net aanhou beweeg en moet nooit terugkyk nie. Dankie, oom. Lukas draai sy perd om en stap stadig weg,
terwyl Willem die agterhoede dek. Dit is donker maan op die Vrystaatse vlaktes en al wat sigbaar is die sporadiese silhouet van die seuns en hulle perde teen die sterrehemel, klein wasemwolkies wat ritmies uit die perde se monde blaas. Die seuns is tot by hulle ore toegedraai in stukke kombers wat opgesny is, met bokseil om hulle bene en voete gebind. Enige iets om die snerpende koue uit te hou. Hulle beweeg amper geluidloos, nou en dan is daar iemand wat 'n hoes onderdruk of 'n perd wat kop skud en proes. Die sagte skuurgeluide van lang wintergras teen die perde se duie is skaars hoorbaar. Dit is stil, onnatuurlik stil. En skielik vanuit die donkerte roep 'n Engelse stem: "Halt! Who's going there?" Die seuns het hulle in 'n stopperige groep kakie-soldate vasgeloop. Het geluister na 'n voorlesing van die boek deur Philip C. Hen, 500 myl, met goedkeuring deur die skrywer. Die boek is beskikbaar by www.500myl.com. Die voorleser en produksie is deur Roel van Jaarsveld.